Hartlike goeiemôre, dit is donderdagoggend, die 6de November, die jaar 2025. Absoluut 'n nuwe dag geskenk deur Abba Vader. Halleluja. Het jy jou petrol gekry gisteraan? Was jy weer gevoed? Is jy weer gevul? Is jy reg vir die res van hierdie week? Halleluja. Vandag gaan ek en jy 'n bietjie gesels oor standvastigheid. En ek wil vir jou sê dat ek en jy moet vas staan. Struikelblokke gaan daar vir jy wees, verseker. Die vyand se werk is om ons te verwoes, dood te maak, te vernietig, in die hel te werk, want hy wil nie alleen daar wees nie. So hy gaan alles doen om my en jou te laat struikel. Maar ek en jy moet vas staan. Ons moet hierdie goeie sien. Jy moet eintlik weet dat as daar iets op jou pad kom, wees waaksaam. Maak seker jy's ingestel op God se Heilige Gees. Gaan jy foute maak? Verseker. Maar weet jy wat, moenie bly lê nie. Staan op en skud jou af en loop. Kyk maar na klein dogtertjies en seentjies as hulle begin loop, né? Hulle val daar neer, katish. Daai kind bly nie daar lê nie. Staan op. Hulle skud die stof af en hulle gaan aan. En dit is hoe ek en jy as kind van die Here moet wees. Staan op, skud die stof af en beweeg aan. Maar hoor wat sê God se woord vir ons in Efesiërs 4 hier vanaf vers 26. Hy sê: word toornig en moenie sondig nie. Laat die son nie ondergaan oor jou toorn nie. Want hoeveel van ons, as ons kwaad is, dan sondig ons. Man, en dan bly ons sommer kwaad. My vrou het vir 2 weke aan een vir my kwaad gebly, as ek haar kwaad gemaak het. Nie dat ek dit maklik kon doen nie. Ek kan nie sien dat ek enigiemand kan kwaad maak nie, maar ek het daai vermoë gehad om haar kwaad te maak. En dan het sy so lank kwaad gebly. Wat as enigiets kon gebeur het in daai tyd? So, die woord sê, word toornig en moenie sondig nie. En laat die son nie ondergaan oor jou toorn nie. So maak vrede, want daar's niks wat die liefde nie kan oorwin nie. Die liefde oorwin alles. So kom ons maak vrede met mekaar, leef saam in harmonie. Halleluja. Ons gaan verder, vers 27. En gee aan die duiwel geen plek nie. Nee? En dit is baie belangrik. Moenie laat die duiwel plek kry in jou lewe nie. Hy hoort nie in jou gedagtes nie, hy hoort nie in jou leefstyl nie, hy hoort nie saam met jou nie. So moenie vir hom plek gee nie. Vers 29. Laat daar geen vuil woord uit julle mond uitgaan nie, maar net 'n woord wat goed is vir die nodige stigting, sodat die genade kan gee aan die wat dit hoor. Ja, en dit is nie altyd maklik nie. Die woord sê ons moet dit doen, maar dit is nie altyd maklik nie, nee. Laat daar geen vuil woord uit julle mond uitgaan nie, maar net 'n woord wat goed is en die nodige stigting, sodat dit genade kan gee aan die wat dit hoor. En bedroef die Heilige Gees van God nie, deur wie julle verseël is tot die dag van verlossing. Alle bitterheid en woede en toorn en die geskree en die lastering moet van julle verwyder word, saam met alle boosheid, maar wees vriendelik, vol ontferming teenoor mekaar, vergeef mekaar soos God ook in Christus julle vergewe het. Eina, maar hierdie is 'n moeilike taak wat die Here vandag vir ons gegee het op hierdie stukkie. Maar weet jy wat? Alles is moontlik. Nie uit jou eie uit nie deur jou eie werke nie, maar deur God. En hy sê hierso in Jakobus 4 vers 7. Onderwerp jou dan aan God, weerstaan die duiwel en hy sal van jou wegvlug. Onderwerp jou aan God, so met ander woorde, wees gehoorsaam. Luister as die Heilige Gees met jou praat. Jy weet, as jy iets gaan sê, of dit reg is of nie gaan reg wees nie. Onderwerp jou aan God, en dan sal die duiwel van jou wegvlug. Nader tot God, en hy sal tot jou nader. Ja, my broer en sussie, ons praat van ondervinding, want ons weet, dit is nie altyd so maklik nie. Maar ons vra vir die Here om ons te help, want uit ons eie krag uit is dit onmoontlik. Maar met Jesus Christus aan ons sy, kan ons dit doen. Amen. Kom ons bid saam. Halleluja. Here, baie dankie dat ons vandag net kan vas staan. Standvastigheid kry in u woord. Here, dat ons kan opstaan met die wete dat hy wat in my is groter en sterker as hy wat in die wêreld is. Die vyand is in die wêreld. Hy wil kom, hy wil ons steel, hy wil ons doodmaak, hy wil ons verwoes. Maar wanneer ons na u toe kom en ons onderwerp onsself aan u, dan sê u woord dat die vyand van ons sal wegvlug. Here, ons spreek dit in die naam van Jesus Christus, na die vyand
het nie deel van my lewe nie. Hy het nie deel van my liggaam nie. En ek spreek dit in Jesus naam. Amen en amen. My liewe broer en sussie in Christus, gaan uit vandag, gaan verkondig die evangelie en wees bedagsaam teenoor jou naaste. Julle moet 'n geseënde donderdag hê. God bless.